245 is Lukas 24, daai 5 het ingeglip, so dis net 24. Ek het hom die opskrif gegee as Jesus se verlore preek, iets wat verlore gegaan het. Ek lees vir julle van 36 af. En terwyl hy hieroor praat, staan Jesus self in hulle midde en sê vir hulle, vrede vir julle. Toe het hulle verskrik en baie bang geword en gemeen dat hulle 'n gees sien. En hy sê vir hulle, waarom is julle ontsteld en waarom kom daar twyfel in julle harte op? 'n vraag aan hulle. Kyk na my hande en my voete, want dit is ek self. Voel aan my en kyk, want 'n gees het nie vlees en bene soos julle sien, dat ek het nie. En terwyl hy dit sê, wys hy hulle sy hande en sy voete. En toe hulle van blydskap nog nie kon glo nie en hulle verwonder, sê hy vir hulle, het julle iets om te eet? Daarop gee hulle vir hom 'n stuk gebraaide vis en 'n stuk heuningkoek, want hulle het klaar geëet. En hy het dit geneem en voor hulle oë geëet. En hy sê vir hulle, dit is die woorde wat ek met julle gespreek het, toe ek nog by julle was, dat alles wat oor my geskrywe is, in die wet van Moses en die profete en die psalms, vervul sal word. Vers 45, toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan. En hy sê vir hulle, so is dit geskrywe, en so moes die Christus ly en op die 3de dag uit die dode opstaan, en bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies van Jerusalem af en verder. En julle is getuienis van hierdie dinge. En kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met die krag uit die hoogte. So, as ons nou na hierdie stukkie kyk, vat dit vir my omtrent hele evangelie saam. Van Vrydag tot vandag waar ons by mekaar is. Vrydag die liggaam vir ons gegee, vandag die liggaam vir ons gewys, opgestaan. Nou, ek wil vir julle 'n stukkie vertel, daar in die burgeroorlog in Amerika was 'n kaptein en van sy troepe omsingel deur die vyande. En die vyande was net te veel vir hulle gewees. En hy is opgegee as gesneuwel, as dood in die skermutseling. En die boodskap is na sy familie gestuur en gesê, kaptein so en so het geval in die skermutseling, hy is dood. En sy familie stuur 'n telegram terug, kan ons net sy liggaam kry, sodat ons dit kan begrawe. Maar hy was net liggewond gewees en het agter die vyandige linies weggekruip. En hy het toe teruggekom by die basis en hy was net betyds om self die telegram te antwoord. En hy stuur vir hulle 'n boodskap, hy sê, ek het nog gebruik vir hierdie liggaam. Ek sal hom persoonlik by julle kom aflewer. Groete, julle liefdevolle seun. Gebruik van die liggaam. Julle sien wat dit vir ons sê. Nou ek wil vanoggend vir julle vra, is ons vanoggend hier uit 'n tradisie uit, dat ons nou maar net Paasondag, ons is so geleer van ons ouers of ouma, oupa, dat ons maar Paasondag in die kerk moet wees, of ons is hier omdat ons hier wil wees. Ons is hier omdat dit 'n kerkdiens op die kerkkalender is, of wil ons graag hier wees? Wil ons gemeenskap met ander mense hê? Wil ons deel hê aan hierdie opstanding? Nou dit is 'n moeilike vraag. Nou, vandag se skriflesing het nou gegaan oor nog 'n persoon wat as dood gereken is, maar wat nog gebruik vir sy liggaam gehad het. Nou as ons na hierdie stukkie kyk wat ons nou gelees het van Lukas 24, dan sien ons die Here het verskyn uit die nietheid. Hy het sommer net verskyn toe hy daar. En toe het hy hulle gegroet met vrede vir julle. Hy het altyd so gegroet, vrede vir julle. Hierdie vrede omvang alles. Dis 'n seën en dit is alles. Maar daar was verwarring, daar was bangheid by die disippels gewees. Die mense binne in die binnekamer, ook die ander wat daar was. Want hier kom dan nou 'n spook of 'n gees, wat is hierdie? Maar daar was gesprek gewees en die Here het aan hulle die woord openbaar, maar die gasvryheid het teruggekom, die vertroudheid het teruggekom. Hulle het voedsel gedeel, of die Here het saam met hulle vis en 'n heuning geëet. Die Here het die boodskap oopgemaak, hy het hulle verstand oopgemaak, so daar het weer vertroudheid gekom, hulle het weer geglo. En hulle het verstaan wat het gebeur hierso. En dan het Jesus skielik net verdwyn, hy's weg. Soos hy gekom het, so het hy gegaan. En so het hy hulle gegroet. Nou, die disippels het geglo dat Jesus dood is. Maar
Jesus het nog 'n gebruik vir sy liggaam gehad. Hy moes nog kom wys dat hy vlees en bene is. Hy moet kom wys, hy het opgestaan. En deur dit te doen, het hy vis en heuning geëet by hulle, om vir hulle te wys, maar ek is 'n mens, ek kan ook eet, want 'n gees kan mos nie eet nie. So hy het vir hulle kom wys, hy kan eet. So die Nuwe Testament sê vir ons is nou een met hierdie liggaam wat gesterf het, ons is saam met hom gesterf, ons is saam met hom opgestaan, ons gaan saam met hom na die koninkryk toe, hy is besig om plek voor te ry vir ons. Ons is een, ons is 'n lid van hierdie liggaam. Dis wat die Nuwe Testament vir ons oor en oor vertel, dat ons 'n lid is. Maar wie, as ons die wêreld buite kyk, ek weet nie hoe groot is julle kerk nie, maar ek kyk die wêreld buitekant soos ek gister gekom het, en soos ek vandag hier staan en deur die dorp gery het, die mense vergeet van Vrydag. Hulle het vergeet wat het Vrydag gebeur. Hulle het vergeet dat daai liggaam Vrydag vir ek en jy se sondige gees. Hulle het dit absoluut vergeet. Want jy weet, Paasnaweek is me time, is my tyd. Hulle herdenk Paasnaweek, maar nie soos ons vanmôre hier staan nie. Hulle herdenk hom, maar nie soos ek hier staan nie. Hulle sien nie regtig die daad raak van Jesus Christus nie. Hulle sien nie werklik die groot prentjie van Vrydag en van vandag nie. Veral vandag wat hy opgestaan het en gekom wys het, hy is hierso. So dit is tyd, jy weet Ford in Suid-Afrika het so 'n advertensie van your go-to guy. Jesus is ons gaan na toe persoon. Hy het sy gees kom los vir ons en het gesê, dis waarmee julle spreek, kom na my toe. Dis tyd dat ons vanoggend sê, Here, U is prioriteit. U is nommer 1. My werk is nie nommer 1 nie, my besigheid is nie nommer 1 nie, my vrou is nie nommer 1 nie, U is nommer 1. Want as U nommer 1 is, kom alles saam met dit. Daar het ek alles, ek verloor niks nie. En dit is wat ons môre moet maak, ons moet uitsoekerig wees, wie is ons prioriteit. Die wêreld bied vir ons niks nie. Ons kyk vanoggend, hy staan hier en hy gee vir ons niks nie. Maar die Here het voor ons kom staan, die bewyse is hierso, hy het opgestaan. En tydens die Lukas se weergawe van die binnekamer probleme, het hy ons gelos met een tergende vraag. Hy het ons nie alles vertel nie. En dis die vraag in vers 45, wat sê, toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan. Wat het hy gemaak? Wat het hy vir hulle vertel? Ons is angstig om te hoor. Maar Lukas vertel dit nie verder. Lukas sê nie wat hy gemaak het nie. Jy weet, dit is vir ons nou raaisel. Wat het hy gemaak? Lukas gaan aan, liewerster, en sê, vertel vir ons 'n opsomming van Jesus se bediening in sy tyd op die aarde. Dis wat hy vir ons gee, uiteensetting. Wat het in Psalms gebeur? Wat het in die profete gesê? Wat het Moses gesê? Dis alles wat ons wil weet. En dit het Paulus nie gesê nie. Paulus het dit gestop en het aangegaan. Nou, ek noem hierdie die verlore preek of die verlore boodskap. Want iets mis hierso. As 'n mens dit lees en jy delf dieper in die boekie, gaan jy wonder, wat het die Here dan nou eintlik vir hulle gesê, dat hulle verstand nou oopgaan en die skille van hulle oë afval. Julle sal onthou, net voor dit het die Emmausgangers gestap op die pad en Jesus het skielik saam met hulle gestap. En hulle het hom nie erken nie. Luister mooi, hulle het hom nie erken nie. Eers toe hy die brood gebreek het, toe het hulle erken is hy, toe die skille afgeval. En toe so het ook hulle verstand geopen. So, dit is 'n belangrike een, maar kom ons kyk wat sê Markus 16 vers 15. Dit sê vir ons, hy sê vir hulle, gaan vertel vir die mense die goeie nuus, vir al die nasies en al die volke. Almal moet dit hoor. Wie is die wat moet gaan vertel? Dis ek en jy. Hy sê gaan, vertel vir almal, dis ek en jy. Daai disippels is lankal weg, hulle is nie meer hierso nie. Die wat nalig kom het, is ook nie meer hierso nie. Ons kan nie verwag van 'n predikant of 'n pastoor om alles uit te vertel nie. Dis ons. Die Bybel praat inteendeel nie van 'n predikant nie. Hy praat van ouderlinge. Hy praat van apostels, hy praat van ons. Soos ek en jy se verantwoordelikheid om uit te gaan en hierdie woord wat verlore is, te gaan uitdra. Dis wat hy sê vir ons, gaan. Maar kyk ons wat sê Psalm 119 vers 18. Dit sê vir ons, maak my oë oop, sodat ek kan sien hoe wonderlik is alles wat U sê. Maak my oë oop om te sien wat U sê. Nou waar gaan ek dit sien? Ek gaan dit sien in die woord van die Here. Dis hier waar ek dit gaan sien, in die Bybel. Maak my oë oop, sê Psalm 119 vers 18, sodat ek al die wonderlike dinge kan sien wat U gespreek het. Nou sien getuies
wat ek en jy vanoggend is, hoef nie geleerdes te wees nie. Ons moet nie die boodskap verstaan. Ons hoef nie 'n vasvra wedstryd te wen nie. Nee, ons moet verstaan. Ons moet verstaan hoe die dinge van Jesus in mekaar druk. Hoe dit by mekaar uitkom. Dit is wat ek en jy moet verstaan. En dan moet ons verstaan die lewe, die dood en die opstanding van die Here. En dan moet ons dit vir die mense gaan vertel. Dis die rol wat ek en jy in hierdie lewe moet speel. Ons het skielik 'n rol gekry. Gaan en gaan vertel vir die mense van my. Wat het met my gebeur? Hoe het ek die pad gestap? En dis die verlore boodskap wat op hierdie stadium in die wêreld is. Hy sê vir ons verskeie dinge, sê hy vir ons. Die Here wil hê, ons moenie sy boodskap wegsteek nie. Ons moenie daai boodskap vir onsself hou nie. Wat ek moet die boodskap met my alleen maak? As ek net die boodskap het, is ek afgunstig dat ander ook 'n gelowig is? Hoekom bær ek die boodskap net in my hart vanmôre? Hoekom steek ek hom weg? Hoekom wil ek nie na ander mense toe vat hierdie boodskappe? En hierdie opdrag vanmôre gaan en vertel, is nie 'n versoek nie. Dis nie, wil jy dit doen nie. Dit is, gaan doen dit. Gaan vertel die boodskap vir ander mense buitekant. Vat dit uit in die strate in. Is dit nie hoekom ons kerke so min mense het nie? In die malls meer mense het as die kerke vanoggend. Of meer mense laat as die see vanmôre sit, vleisbrei met 'n bier in die hand. Is dit nie die rede nie? Wat gaan aan met ons dat ons nie die woord wil uitdra nie? Hy sê vir hulle mooi, hy sê vir hulle in vers 49 wat ek vir julle gelees het. Hy sê vir hulle, my Vader het ook 'n baie groot geskenk vir julle. Ek gaan hierdie geskenk binnekort na julle toe stuur. Wag net so 'n klein rukkie in Jerusalem. Wag. Moenie haastig raak nie, wag. Klein rukkie in Jerusalem totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte, so dat die Heilige Gees oor julle kom. Maar waar het ons hierdie woorde nog gehoor? By Maria. Die engel van God het vir Maria ook gesê, die Heilige Gees sal oor jou kom en jy sal oorval word deur die krag van bo. Sien julle wat gebeur? So ons staan in die posisie van Maria. Die Here wil ons toerus. Ons moet net gereed wees om daai toerusting te ontvang. Ons moet gereed wees om saam met die Here daai pad te stap. Maar sommige van ons is nie reg gereed nie. Sommige van ons wil eintlik nie die pad stap nie. Sommige van ons het die masker op, soos ons nou net gesê het. Maar dis wat die Here sê, ek gee jou toerus. Maar nou weet jy, nou sê baie van ons, ja, maar ek kan nie. Ek is soos Moses, ek hakkel. Ek stotter, ek kan dit nie vertel nie. Hy sê nee, die Heilige Gees sal dit vir jou doen. Dis hoekom ek die Heilige Gees vir jou. Niemand, kom ek sê vir julle, niemand doen iets uit sy eie uit nie. Dis God se wil. Nie 'n man van God doen iets uit sy eie wil. Dis God se wil. Dis God wat die Heilige Gees gegee het om saam te stap. Nou kom ons gaan staan vanoggend en ons gehoorsaam en ons ontvang ook hierdie geskenk. Sodat hierdie geskenk ook ons deel word, dat die krag van bo ook oor ek en jy kom. Kom ons gaan doen, maar nou gaan julle vir ons sê, ja, maar hoe? Jy weet, almal van ons is moeg hierdie tyd van die jaar al. Tot die fikste atleet raak moeg, raak afgemat. Maar die Here se woord kyk na die soos ons. Hy sê vir ons in Jesaja 40 vers 31 sê vir ons, hy sê vir ons, om die Here te vertrou kry jy nuwe krag. Hulle vlieg met arensvlerke en hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle loop en word nie afgemat nie. So wat sê jy kry nuwe krag? Jy hardloop, jy word nie moeg nie. Jy loop en jy word nie afgemat nie. So, wat wil jy meer hê? Dit is daar, dit is vir jou gegee. Die krag van bo. So ontvang die krag van bo en stap met die boodskap van die Here. Kyk Jesaja 40 vers 31. Maar die wat op die Here geduldig wag en hom toevertrou met hulle lewens, hulle ontvang die nuwe krag. So jy moet geduldig vir hom wag. Die Here is op pad na jou toe, ontvang hom. Maak hom deel van jou lewe. Stap saam met hom. Jy sal die krag ontvang, die nuwe krag. En hierdie krag wat die Bybel na verwys is die Heilige Gees wat na ek en jy sal kom. Ons moet gaan en sê, kom ek maak my hart oop. Ek maak die kamer skoon, ek haal al die vuil goed uit. Dat daar net plek is vir hom. Ons hart is so vol gepak van goed. Dis of ons besigheid, of ons transaksies wat ons met mense onder die tafel doen, of my eie lewe, dis volgepak. Ek het net nie tyd om die Heilige Gees toe te laat nie, maar die tyd is om skoon te maak en sê, kom woon in my. Dan sal hy vir ons hierdie nuwe krag gee onder alle omstandighede. Hierdie boodskap kan ek en jy dan uitdra. As ons die krag het, dan is dit maklik om te gaan en te sê,
die Here het jou ook lief. Dit is hoe die pad van die Here stap. Maar mense hoor nie, die Here het hulle ook lief nie. Dit is weg, dit het weggeraak. Nou as jy kyk in die evangelies, die 4 evangelies, dit is so belangrik, hierdie boodskap vir die Here, dat dit in al 4 evangelies voorkom. En hy sê vir hulle in Matteus 28 vers 19, sê vir hulle hierdie duidelike woorde, hy sê vir hulle, gaan dan na al die nasies toe, en maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Sien julle die boodskap wat die Here gee, dit is die hele evangelie vol, maar hy kom vanoggend en hy bevestig dit weer met die disippels, en sê dis wat julle doen, want eintlik vanoggend het die kerk ontstaan. Eintlik vanoggend toe die Here aan hulle daar verskyn het hy dit vir hulle oopgebreek toe die kerk van die Here ontstaan. Dis waar die kerk begin het. Hy het die bediening oorgegee aan ons. Hy het die bediening vir ons gegee, sê gaan aan met die bediening, vat dit in die wêreld in. Moenie stil bly nie, moet dit nie wegsteek nie. Ons kyk Johannes, selfs in Johannes sê hulle dit. Hulle sê in Johannes 20 vers 21, vrede vir julle, sê hy weer vir hulle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. So die Vader my aarde toe gestuur het om die woord te kom uitdra, so stuur ek julle vandag om die woord uit te gaan dra. Jy kan nie meer stil sit nie. Daar is nie 'n manier dat jy kan stil sit. Dit is jou verantwoordelikheid om geestelike funksies by te woon, om die kerk se funksies te kom bywoon. Jy's verantwoordelik om deel te hê aan besprekings in die kerk. Jy's verantwoordelik om Bybelstudie te doen, sodat jy toegerus is en die woord van God uitvat na ander mense. Jy kan nie meer stil bly nie. Jy kan nie meer wag nie. Jy kan nie meer verwag dat Piet of Koos of Sunny dit doen nie. Dis soos die ou tannie gesê het, ek het vir 25 jaar koeksuster gebak vir die kerkbazaar. Ek sal in die hemel uitkom. Maar niemand vir haar vertel die Here is lief vir haar nie. Sy sal kom oor sy koeksusters gebak het. Is dit die regte ding? Dit is nie. Ek kan soveel koeksusters bak soos ek wil. As ek nie liefde het nie. As ek nie liefde kan uitdra en uitdeel, kan ek nie in die koninkryk van God kom nie. So dan is die hoofopdrag vanoggend vir ek en jy. Gaan na die mense toe. Ons het gehoor, ons is die getuies vanoggend. Gaan na die mense toe, dra my boodskap uit, vertel hulle van my, dat ek gesterf het vir hulle, dat ek opgestaan het vir hulle, dat ek hulle vrygekoop het aan die kruis. As ons vanoggend gaan, ek weet nie hoeveel mense is, sê, kom ons sê maar hier is 80 of 100 mense, as al 80 of 100 vanoggend vir ons uitgaan, baie gaan seker gewoon na die mall toe shopping gaan doen, baie gaan seker by die dienstasie gou brandstof ingooi of iewers 'n brood gaan koop. As elkeen vir ons vir iemand vanmôre vertel, die Here het jou lief, het nog 100 mense die boodskap gehoor. En daai persoon of een of twee van hulle kan dit vir hulle gesin gaan vertel. Jy weet, ek het daar by my besigheid te doen met taxi mense. En as ek in die oggend na kerk toe gaan, ek kom al altyd sê, soos hy sê, oupa kom bid vir ons asseblief. Ek sê, hoe gaan julle kerk doen? Nee, maar ons is besig, dis ons brood en botter hierdie. Ek sê, ek sê vir julle bid. Nou, dan bid ek vir hulle, kom ek terug. Hy sê, oupa, het jy vir ons gebid? Ek sê, ja, ek het vir julle gebid. Hy sê, maar oupa, ek is so sleg, die Here sal nie na my kyk nie. Want hy het nie gehoor, die Here is lief vir my. Hy het nie die boodskap van Vrydag tot vandag gehoor nie. Hy weet nie die waarheid nie, hy ken dit nie, hy het dit misgeloop op hierdie aarde. Nou ons kan nie vir ons sê, ons herdenk in volheid as volk, as gemeente hierdie Sondag nie, want ons is net die helfte, of ons is net 20%. By alle kerke gaan dit so, dit gaan nie net by een kerk so nie. As ons kyk die banke wat hier so sit, ons was in 1962, was die NG Kerk so in die 60,000 lidmate gewees. Ons is nou net so bietjie oor die 11,000 op die boeke. So wat sê dit vir jou? AGS Kerk dieselfde, Doppers dieselfde, almal dieselfde. Het die boodskap nie gestop nie, het die boodskap nie verlore geraak nie. Jy weet, Paulus het 14,000 kilos in sy tyd geloop om die boodskap uit te dra, om hierdie goeie nuus aan die sondaars te gaan verkondig. 14,000 kilos. So het baie agterna na hom die boodskap verder gevat. Sommige is baie wreed doodgemaak, maar hulle die boodskap uitgevat. So die Here verwag van elke gelowe vanoggend, vat my boodskap uit. Ga vertel dit vir die ander mense, ga vertel dit by my werk. Al die masker af by die werk, moenie skaam wees om vir die mense te vertel, jy's God se kind nie. Hy is nie skaam vir jou nie, maar as jy skaam vir hom is, gaan hy vir jou skaam wees, voor sy Vader. Moenie skaam wees, vertel vir hom, vir die mense, ek is God se kind. Ek staan nie meer tussen julle vuile grappies. Ek staan nie meer tussen julle kinderstories nie, want ek werk nou vir die Here.
As ons nou kyk na vandag se wêreld, soos ek net vir julle genoem het, dan moet ek vir julle sê, lyk dit of die boodskap gestop het iewers. Dis hoekom ek noem die verlore boodskap. Dit lyk asof hy nie verder uitgegaan het nie. Want so baie mense hoor nie die boodskap nie. Soveel mense dra nie die boodskap uit nie. Soveel mense het vanmôre nie die begeerte om na die huis van die Here te gaan nie. Hy braai liewerste iewerster, hy vang liewerste vis by die see. Daar's kerke by die see, daar's baie. Soveel mense stel nie meer belang in die woord van die Here. Dis daar 'n klomp wat in 'n ou donker kamertjie sit, wat swaar kry, wat dit donker om sy lewe is, en hy vra, het die Here my ook lief? Het die Here my vandag ook lief? Het die Here vandag saam met my ook, sal hy saam met my ook stap? Waar kry hy die antwoord? Hy moet die antwoord by ek en jy kry. Baie is skaam om in die kerk in te kom, want ek pas nie in nie. Ek lyk nie so goed soos die ander mense. Ek het dalk nie die klere van die ander mense. Waar moet hy die boodskap kry? Hy moet die boodskap by ek en jy kry. Gaan en vertel vir alle volke en alle nasies die boodskap van die Here. En dit is die begeerte van God. So hierdie ou wat donker in sy kamer sit, wie gaan vir hom vertel? Die Here is lief vir hom. As hy vir homself vra, sal die Here my ook red? Hoekom het die Here my op aarde geplaas dat dit so swaar is? Ek was by 'n gesin, so 2 weke terug, 'n wit gesin, en ek het in my lewe nog nooit wit mense gesien so swaar kry nie. En die man vra vir my, die vrou is blind en een been verloor. Die broer is deurtrek van suikersiekte, arthritis, is net knoppe. En die man is ook sieklik, hy besig om Alzheimer te kry. En hy vra vir my, hoekom het die Here my op die aarde geplaas? Weet ek val amper om van die stoel af, so groot skrik ek, wat nou? Die Here sê, jy's hier om na jou vrou te kyk. Ek het jou op die aarde geplaas om na jou vrou te kyk, wat haar bene verloor en nie meer kan sien, jy vir haar sorg. Hy vat haar so in die arm en sê, ai, dankie, wie lief is ek vandag vir jou. Nou verstaan ek. Jy sien, ons moet die woord uitdra, die mense moet hoor van God se boodskap, en ons moet dit uitvra. Nou wil ek vandag vir jou vra, lê die boodskap nog by ek en jy? Het ons hom vergeet om uit te dra? Het daar al mense om ek en jy gesterf, vir wie ons die boodskap gegee het nie? Mense wat dit dalk nie gemaak het nie. Dink 'n bietjie mooi terug aan jou eie lewe. Het ek en jy dalk stil gebly van God se woord? Het ons dit nie uitgedra nie? Dis die bang gedeelte. Ek gaan vir julle 'n ware verhaal vertel wat daarbey aansluit. Dis van Hitler. Almal van julle ken vir Hitler. Hitler was nou onlangs weer in die nuus met Israel se oorlog. Die naam kort opgekom. Nou hierdie tydse dominee Niemöller. Hy was in die tyd van die Tweede Wêreldoorlog en hy het alle politieke trikse uitgehaal om te verhoed dat Hitler die kerke stukkend skiet. Hy was bekommerd oor die geboue, die kerke. En so het hy met Hitler gepraat en so, Hitler was nou nie 'n Christen gewees nie, maar so het hy probeer die kerke beskerm. Maar sommige van die kerke is mos nou plat geskiet soos ons weet. Nou Hitler het gesterf, Niemöller het gelewe tot 1984 toe. Maar hy het vir die mense vertel voor sy dood, die verskriklike nagmerrie drome wat hy het. Drome wat hom wakker hou. Hy droom, Hitler staan voor Jesus. En Jesus vra vir Hitler, Adolf, hoekom was jy so wreed geweest? Hoekom het jy sulke lelike goed gedoen? En Adolf sê vir hom, Jesus, niemand het vir my vertel, jy het vir my ook lief nie. Jy sien, Niemöller was so besig om die kerkgebou te beskerm, dat hy vergeet het om vir Adolf te vertel, die Here het hom ook lief. En is dit nie wat in vandag se lewe gebeur nie? Ons sien hierdie mense om ons vloeke skel eerder, maar ons vertel nie vir hom, die Here het jou ook lief nie. Die Here gee vir jou ook om vandag. Die Here wil saam met jou ook 'n pad stap. Hy is besig om vir jou 'n plek in die koninkryk van God voor te berei. Ek dink dit is waar die groot probleem vir ons kom. Ons vertel nie vir die mense dat Jesus hulle ook lief nie. Nou Jesus was groot genoeg om al die twyfel uit ons weg te neem. Sy verskyning het dit gekom doen. Nou hy het vir ons bewyse gegee. Nou sonder om te glo sonder bewyse is moeilik, maar daar is soveel bewyse gegee dat ons kan glo. Ons moet hierdie bewyse en hierdie liefde omhels van God, van Jesus Christus, wat hierdie bewyse kom lewer het vir ons, wat so genadig was om vir ek en jy te kom wys uit opgestaan. Want as hy dit nie vir ons gewys het, was dit baie moeilik vandag om te glo. Ons kan glo, want Jesus het self gekom en kom seker maak dat die mense sien, hy het opgestaan. Nou as ons kies om nie te glo vandag hê, is dit omdat ons nie wil glo nie. Want daar is soveel bewyse in die Bybel, van die hele Bybel, al die profesieë, dit het waar geword. So ons kan nie sê, ons kan nie meer glo nie. So van die voorbeeld van mense wat nou skielik dink, dis nie my kind hierdie nie, hier's 'n probleem. Hy laat doen DNA-toetse.
En die toetse kom terug en sê 80% is nie jou kind hierdie. Nou dis onwaarskynlik dat hy nou nie die toetse sal glo nie, so hy gaan die toetse glo. En hy gaan met die saak aangaan. Nou as ons al hierdie profesieë van die Here vat, en ons gesit het voor hierdie selfde persoon, en ons sê vir hom, kyk hiersoos, al die profesieë wat vervul is, glo jy die Here het opgestaan, sal hy waarskynlik sê hy glo dit nie. Maar hy sal die DNA toetse, wat die mens gedoen het, sal hy glo. Dis soos ons lewe vandag is, ons glo dit, maar ons glo nie die woord van God nie. Ons haal nie die woord van God uit nie. So ons moet versigtig wees, en ons moet die Bybel lees, dan sal ons sien waaroor alles gaan. Ons moet 100% oortuig wees. Ons kan nie meer wegkruip vir hierdie goeders nie. Op daai eerste Paasondag aand wat die Here daar verskyn het tussen hierdie disippels, was disippels, mans en vrouens, die Emmausgangers, Maria, hulle almal was daar gewees. En almal was nou oortuig, die Here het opgestaan. Hy het opgestaan, maar in hulle tyd was daar ook sulke goeie spooke en geeste wat oor die aarde gewandel het. En dis goed waarvoor hulle bang was in hulle tyd. Hulle was bang vir 'n spook en gees, want dit het altyd iets slegs bedoel. Maar by die Here was dit nie 'n spook en gees nie, want hy het geëet. Hy het geëet soos hulle geëet het hy geëet. So, die vrees wat hulle gehad het, is toe nou weggevat. En dit is wat Jesus gedoen het met hierdie verheerlike liggaam vir hom. Hy het aan Maria Magdalena verskyn by die graf, hy het aan Petrus verskyn, hy het aan die Emmausgangers verskyn, hy het aan hierdie klomp mense verskyn, binne in hierdie binnekamer, waarin hulle gesit het en gesels het en gekoukus het. Nou die verskyning van die Here moet ons twyfel wegneem. Nou wat se twyfel is daar? Dit wil voorkom of hierdie disippels agter 'n geslote deur was. Hulle het gesluit, hulle het binnekant gesit, hulle eet, klaar geëet en hulle is seker besig om te praat oor die dag se gebeure van al die boodskappe van Jesus wat opgestaan het. Hoekom het hulle gesluit? Hulle was bang vir die tempelpolisie, sodat die hulle nie kom in hegtenis neem nie. So hulle het die deur gesluit, dat die mense nie kan inkom nie, dat hulle beheer het oor die deur. Maar Jesus het in 'n verheerlikte liggaam gekom. Daar was sy liggaam het nie meer saak gehad met ruimte, met tyd en materie nie. Hy kon deur die muur beweeg, hy kon deur die rotse beweeg en nog steeds vir hulle wys, hy is mens. Hy het in hierdie verheerlikte liggaam het hy na hulle toe gegaan en met hulle gepraat en hulle alles verduidelik. Nou daar is voldoende getuienis, daar is oor die Bybel praat van ongeveer 500 mense wat die Here gesien het, getuienisse wat daar is, wat die Here gesien het in hierdie tydperk. Nou wil ek vanoggend vir julle sê, as ons nou gaan en ons sê vir onsself, as hierdie mense, hierdie 500 mense, elkeen 15 minute kry, om waarvoor daar vrae gevra kan word, gesê, vertel vir ons van wat jy gesien het. Sal dit die maandagoggend ontbyttyd begin en Vrydag aandetentyd klaar wees eers. Maar daai bewyse, daai getuienis sal in vandag se hof staan. Want dit wat die mense praat is die waarheid. Dit wat hulle daar sê is die waarheid. Nou hoe kan ons vir onsself sê ons glo nie meer aan daai waarheid dat Jesus opgestaan het nie? As jy sit daar en jy moet vir hierdie 129 uur moet jy nou luister na elke boodskap, moet jy daar opstaan en 100% seker wees, die Here het opgestaan. Die Here het deel geword van ons lewens weer eens. Hy het nie gesterf en in 'n graf agtergebly nie. Hy het die graf oopgemaak. Hy sit vandag aan die regterhand van God, vir waar hy sal kom om almal te oordeel wat nog lewe en wat nog dood. Maar hy staan daar so met die boodskap, gaan en verkondig my woord. In Handelinge 13 vers 30 tot 31 sê hy vir ons, maar God het hom uit die dode opgewek en gedurende baie dae het hy verskyn aan die wat saam met hom opgegaan het van Galilea na Jerusalem en in sy getuienis by die volk. So oral sê hy, God het hom laat opstaan, die bewyse is daar. Ons kan nie meer wegkry vir hy gewees. Ons kan nie meer wegstap en sê die Here het nie opgestaan nie. Al wanneer iemand wegstap, is wanneer ek en jy nie die boodskap uitdra nie. Wanneer ek en jy nie vir die mense vertel, die Here het opgestaan. Die Here is gekruisig omdat hy vir jou lief is. Die Here het aan die kruis gesterf om jou sonde saam met hom daar gesterf het. Die Here het die dood oorwin sodat jy ook die dood oorwin. En die Here het opgestaan sodat hy vir ons gaan plek voorberei in die koninkryk van God. Jy weet as 'n mens so staan en dink jy in daai liedjie, ons moes hom eintlik gesing het, maar ek het hom nou nie, omdat hy leef sien 'n kans vir môre. So omdat hy leef, moet ons kans sien vir alles. Omdat hy leef, moet ons die maskers afhaal. Moet ons die boodskap, daai verlore boodskap van die Here uitdra. Want dis daai verlore boodskap
wat vir ons hoop gee, wat vir ons bewyse gee, wat vir saam met ons stap, waar hy sê, hy sal ons nooit versaak, en hy sal ons nooit alleen los, want hy het die Heilige Gees aan ons toevertrou, en by ons voete gelê. Kom ons bid. Here en hemelse God, vanoggend moet ons skaam voel, Here, want hierdie boodskap van U, kom al ons hele leeftyd saam met ons. Ons het hierdie boodskap gelees, ons het hierdie boodskap verskeie kere gehoor, maar ons het net nie ag gegee daarop nie. Ons het net nie gedink aan ons medemense. Ons het net nie gedink aan die bevoorregte posisie wat ons het om in 'n kerk te behoort, om die woord te kan hoor. Ons het net nie gedink daaraan, ons het 'n Bybel, Here. 'n Bybel wat ons kan lees, wat ons vir ander mense kan gee, wat hulle ook kan lees. Here, U het vir ons werk gegee, U het vir ons geld gegee, om ook so te help versorg, Here, sodat mense nader aan U kan beweeg. Vader, ons wil vanmôre die gaan haal, wat Paasnaweek hulle eie gemaak het. Ons wil vanmôre die gaan haal, in die donker kamertjie wat alleen sit. Ons wil vanmôre vra, Here, help ons, om vir hulle te vertel, U het hulle lief. Ons wil nie soos Niemöller vergeet, om vir Adolf te sê, die Jesus het hom ook lief nie. Nee, ons wil, Here, ons wil gaan vertel. Ons wil nie meer hê mense moet sterf in ons teenwoordigheid, omdat ons die boodskap nie uitdra en nie uitleef nie. Ons wil hê almal moet dit hoor, Here, hierdie boodskap van U, hierdie wonderlike boodskap. Ons wil dit nie laat stop nie. As dit gestop het, wil ons dit laat herleef, Here. Al is dit ook een persoon wat dit doen. Dit werk. As dit almal doen, dan is dit seën, Here. En daarom vra ons, Vader, stap saam met ons met die Heilige Gees, dat ons vanoggend sal beginne, om ook vir ander mense te kan sê, die Here het jou lief. Die Here gee vir jou ook om. Hy sê jou nie alleen los, hy sê jou nie versaak nie. Vader, seën ons op hierdie pad wat ons stap. U heilige pad. Amen. Ek weet net nie, hoe doen julle julle dankoffer by die deur? Net by die deur.